Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, absoluut 'n nuwe dag. Wat 'n dag is hierdie nou weer? Petroldag, nee, maak seker jy kry jou petrol, my boetie en sussie. Nêrens in God se woord en ek sê dit elke week staan daar niks van ons gaan mekaar Abba, 'n kry waar ons gaan mekaar nie rondsit. Ons hier mekaar te lei in die naam van Jesus Christus. My naam Danie Gerberman, vir my weer opgewonde. En vandag gaan ons bietjie gesels oor ek het seer gekry. Ja, ons almal het al seer gekry in die lewe. As jy nog nooit seer gekry het nie, dan is jy een van die gelukkiges. Maar ons almal kry seer. Maar wat doen ek en jy wanneer ons seer kry? Staan ons weer op of bly ons lê? Nou, baie goeie voorbeeld is kindertjies, nê? As hulle begin 'n fietsry, het jy al gesien. As jy daai kanwielietjies, daai side wheels, as jy hulle eers afgehaal het en hy moet begin self fietsry, dan sit nou eers 'n paar keer wat hulle val. Wat doen hulle? Gooi daai fiets daar neer en sê ek is klaar daarmee, ek gaan nie weer op hom klim nie, of klim hy maar weer op, en hy gaan maar net weer aan. En dan sê ek ook kinders wat gaan ijskaats doen, het jy al daai ijskaats gaan sien, kan onthou toe ons kinders gevat het toe hulle jonk was, dan wil hulle gaan ijskaats, dan val die kinders daar rond, maar hulle staan op en hulle doen dit maar net weer. Maar ons as groot mens, as ons seer kry, dan blameer ons almal, en ons kan nie opstaan nie, ons wil bly lê en goeders. En so ook, en juist vanoggend het ek nou gesê het, wat moet jy doen? Jy moet kerk toe gaan kry jou petrol, nee, dat ons mekaar kan stig. Wat sê God se woord vir ons in Hebreërs 10 vers 25? Hy sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dis te meer na mate jy die dag sien nader kom. Maar nee, ek gaan nie kerk toe nie, want ek het seer gekry in die kerk. Nou, Pick n Pay, het jy al seer gekry in Pick n Pay? Het jy al seer gekry in die borrelstoer? Hoe kry mense seer in 'n borrelstoer? Daai babbelas die volgende oggend, want dan kry jy ou mos seer, jou kop is seer en jou lyf is seer, en jy het goed gedoen, maar jy gaan terug. Maar jy wil nie teruggaan na die huis van die Here toe nie, want jy het seer gekry, want mense het iets gesê waarvan jy nie gehou nie. Mense het jou bietjie vermaan omdat jy iets gedoen het, en nou kan jy maar die kerk druk. Hou jou kerk, ek is nie lus vir dit nie, ek is nie dit nie. Weet jy, die Here se woord is baie duidelik. Anders kan ons hierdie gedeelte maar net uit God se woord uit skeer. Moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie. Kom ons los dit. Ek weet, dit is nie van toepassing op my nie, want dit is my lewe. Ek dien die Here op my manier. Nêrens staan dit in God se woord dat jy die Here moet dien op jou manier nie. Die Here sê, volg my. En wat gaan jy doen om 'n ewige lewe saam met Jesus te kry? En ons in die dag te praat is ook daarvan. As jy maar enige persoon vra, jy vra vir hom, as jy vandag tot sterwe kom, waar gaan jy heen? Ek gaan hemel toe. Hoekom gaan jy hemel toe? Want Jesus het aan die kruis gesterf vir my sondes. Awesome. Is dit al? Wat doen ek en jy? Hoe leef ons lewe uit? Maar ek gaan nie kerk toe nie, want die kerk gaan my nie in die hemel bring nie. Dit is so, die kerk bring jou nie in die hemel nie, maar dit is daar, die samesyn, waar mekaar, those who pray together, stay together. Nou as die kerk waar jy was, dalk vir jou 'n probleem is, gaan sluit by 'n ander kerk aan dan, as dit moet. Maar moenie hierdie goed mis nie, want dit is belangrik dat ek en jy in die huis van die Here is. Vers 29 sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien, wat die seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. En dan vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. So my boetie, ek oordeel jou nie, ek haal jou nie uit nie, ek vertel nie vir jou, ja, maar jy gaan hel toe gaan nie, nee. Maak hierdie saak ook met die Here. Hoekom jy nie na die huis van die Here toe gaan nie? Hoekom is die huis van die Here vir jou so 'n groot probleem? Die woord sê dat ons moet dit bywoon. Gaan jy dit bywoon? Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God, want ek het die Here gedien op my manier. Kom ons vra die Here om ons te help. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Here, dankie vir u genade en u barmhartigheid. Here, dankie dat jy aan ons openbaar, dat ons nie die onderlinge byeenkomste moet versuim nie. Soos wat die meeste mense maar 'n probleem het, want hulle wil nie kerk toe gaan nie. Mense het laks geword,
Here, ons bid en vra dat U ons genadig sal wees. Vergewe ons, Here, en gee vir ons weer die oomf om weer op te staan, om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, en ek sal na die gemeente toe gaan, waar die samesyn is, en ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, staan op vandag, nie? Staan op en sê vir jou familie, vanaand is bidduur, vanaand is petrol aan, ons gaan kry ons petrol. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. God bless.